It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. Oh, I can't count that high. One, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons. Goeiemôre familie en vriende. Ek wil graag
geleentheid gee vir die mense om nog in te kom, wat nog inkom. Maar vanmôre wil ek begin deur te sê, dis vir my vanmôre 'n eer en 'n voorreg om hierdie diens te kan doen. Ek sal nou 'n bietjie meer daaroor gesels, maar die impak wat Doreen in soveel mense se lewens gehad het, was net onbeskryflik groot geweest. Familie, ek wil u los met Psalm 34 vers 19, wat die volgende sê, en dit sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslae is van gees. Die eerste gedeelte, die Here is naby die wat gebroken is van hart. As jy vanmôre gebroken is, die Here is vanmôre hier. Hy is 'n God wat omgee, hy is 'n God vol liefde. En hy hou u ook in hierdie tyd vas, en hy is met u. Ek gaan vra dat ons net 'n gebed gaan doen, en daarna gaan ons opstaan en 'n liedjie saam sing. Kom ons bid net saam. Here Jesus, amen. Amen. Ek wil vra dat ons sal saam staan, en dan gaan ons die woorde gaan op die projektor wys. Dan gaan ons sing, wat 'n vriend het ons in Jesus. So ek wil vra, kom ons staan, en dan sing ons dit saam. Baie dankie. Wat 'n vriend het ons in Jesus, hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot Gods troon weer om te gaan. Hoe verbeur ons toch die vrede, lei ons smaak, net omdat ons nie ons noode uitstort in Gods Vaderhart. Alles versoeking en beproewing, of as kwelling ons bedryf, laat ons nooit mismoedig word nie. Laat ons bedes opwaarts styg. Nêrens is 'n vriend getroue as hy wat ons nodig weet. Jesus voel met al ons swakheid, swak gedruk deur laaste, onder kommer neergebuig. Dierbare Heiland ons toevlug, o bevry ons weer van druk. As ons vriende ons versaak het, soek ons in gebed die Heer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Aan sy boezem is ons veilig, hy vertroos ons keer op keer. Baie dankie, kan jy sitplekke neem. Die woord van die Here leer ons in 2 Timoteus 4 vanaf vers 7 tot 8, en ek gaan 'n bietjie daarby stil staan. Maar Paulus praat, en hy praat van, en hy noem eintlik die wedloop van die lewe. En net soos elkeen van ons in hierdie wedloop, wat ons hardloop in hierdie lewe, ons sien ook dat Paulus praat daarvan, en hy sê in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8, sê hy, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here,
die regverdige regter, my dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Daar is vir elkeen van ons wat hierdie wedloop hardloop, is daar 'n kroon wat vir ons uitgelê is, wat vir elkeen van ons beskikbaar is. As ons gaan kyk na 'n wedloop, dan sal ons sien dat partykeer in 'n wedloop, dan kry ons 'n bietjie opdraandes. Partykeer in 'n wedloop, dan kry ons dalk 'n kramp of 'n injury. En hierdie goeters is alles deel van hierdie wedloop. Partykeer kry ons lekker afdraandes, en dan hardloop ons met gemak. Jy sien, maar al hierdie goeters wat in hierdie wedloop gebeur met 'n doel. En hoe ons hierdie wedloop voltooi, wys die karakter wat binne in ons is. Wat elkeen van ons binne in ons moet hê. Ons is vanmôre hier om 'n lewe te celebrate, te vier van iemand wat altyd deur die karakter gewys het en so 'n verskil gemaak het en 'n impak in so veel mense se lewens. Ek wil vanmôre met u deel van 'n paar karaktereienskappe wat ek in Doreen se lewe in die afgelope tyd wat ek al ken, gesien het en wat u ook al gesien het. 7 jaar terug het ek begin bedien hierso by een van die gemeentes in die dorp en ek het vinnig gehoor dat as ek enigiets nodig het, is Doreen die persoon met wie ek moet praat. Sy is net 'n oproep weg en as ek met haar praat, dan sy daar en sy assist ons. Sy was altyd beskikbaar om te help. Altyd. Ek het die afgelope 6 maande het ek die voorreg gehad om ook saam met haar by die skool te betrokke te wees. En gesien die impak wat sy in elke jong mens se lewe gemaak het. Hoe die kinders dan kom hulle, waar's juffrou Doreen? Waar's juffrou Doreen? Almal soek net vir juffrou Doreen. Hulle wil net met juffrou Doreen gaan praat. Hierdie is die impak. Jakkie, familie, vriende, dis die impak wat sy gemaak het in hierdie gemeenskap. Nou, ek kon eerstehands haar hart vir hierdie gemeenskap sien. Sy was iemand wat sou beklei het vir haar mense, altyd. Nou ek het 'n bietjie na social media toe gegaan en ek het 'n paar karaktereienskappe gaan uithaal wat ek gesien het, wat die mense oor haar gesê het. En ek wil dit vanmôre met u deel. Ek wil net so 'n paar van hulle stil staan. En ek wil die volgende met u deel. Die een wat ek gelees het was, sy was iemand wat haar medemens met 'n passie gedien het. Wow. Sy het haar medemens met 'n passie gedien. Dit was wie sy was. Sy was 'n doelgerigte en liefdevolle mens. Liefdevol, doelgerig om te doen wat sy moet doen. Sy was 'n eystervrou, altyd beskikbaar. Ek weet dit. Ons kon net bel en dan kom Doreen en dan kom help sy. Sy was 'n eystervrou in hierdie gemeenskap. Sy het haar gemeenskap gedien. Sy was 'n dedicated community leader. Iemand het gesê sy was soos 'n fairy godmother wat net altyd daar was om te help waar sy kan. En sy het so compassion gehad vir die mense rondom haar. Iemand anders het gesê sy was 'n steunpilaar in die skool en in die gemeenskap. En in die breër gemeenskap van hierdie dorp of van hierdie area. Het sy 'n impak gemaak. Iemand het gesê sy was 'n vriendin 1000 met 'n hart van goud. Met al hierdie dinge wat sy al reeds gedoen het, was sy 'n vriendin 1000 vir soveel mense gewees. Soveel mense wat kon sê Doreen het 'n impak op my lewe gehad.
Iemand het gesê, sy was a servant to people. En mag elkeen van ons eendag daai roeping dra om te sê, we are here to serve people. That's what it's about. As ek na Warden kyk, as ek na Warden luister, dan is Doreen so groot gedeelte van waaroor hierdie dorp gaan. Jackie se woorde was, die beste ma wat enige iemand voor kon vra. En al hierdie dinge het sy die tyd gemaak om by haar geliefdes te wees. Hierdie was 'n fenominale mens wat nie een oomblik teruggestaan het vir enigiets nie. In die begrafnisbriefies lees ek, en oorspronklik was daar 3 briefies en toe kom nog 'n briefie by, maar in al hierdie briefies staan daar die volgende, en ek gaan dit nie by almal lees nie, maar ek wil net die enetjie wat ek sy het altyd soveel omgegee vir haar gemeenskap, al was dit ten koste van haarself. 4 briefies. Die mense het nie met mekaar gepraat nie. En al 4 daai briefies staan die presiese woorde. Ten koste van haarself het sy 'n omgee hart vir hierdie gemeenskap gehad. As ek vanmôre aan Doreen dink, dan dink ek aan die impak wat sy gemaak het in hierdie dorp. En mag hierdie impak ene wees wat ons altyd sal uitleef en uitdra in hierdie wêreld. Ek glo dat ek kan vandag vir elkeen, as ek vir elkeen 'n geleentheid kan gee om ietsie te noem oor Doreen, dan sal elkeen vertel van een of ander situasie, iets wat sy gedoen het, daar waar sy 'n verskil gemaak het. Elkeen het dalk vanmôre hulle eie verhaal wat hulle kan vertel. Ek sien hierdie prentjie van die Comrades marathon, want ons praat van 'n wedloop. En as mens naby aan die einde van hierdie Comrades kom, en as jy gewoonlik die ouens wat hier by die laaste cut-off time is, dan sê jy sien, partykeer kom daar mense ingekruip. Ek weet nie of jy dit al beleef het en gesien het nie. Partykeer kom daar mense ingekruip. Partykeer kom daar mense, hulle kan eintlik nie meer staan nie. En ek sien hierdie prentjie in my gedagtes van Doreen wat self hierdie wedloop hardloop. Wat self in hierdie reis betrokke is. En by die wenstreep sal sy nog steeds omdraai, teruggaan, en daai ene wat gaan val het, gaan optel, en saam met hulle oor die wenstreep gaan. Hierdie was Doreen gewees. Iemand wat 'n verskil gemaak het. En wat nooit ooit te besig was om by iemand te wees nie. Vandag vier ons 'n lewe van iemand wat voluit haar wedloop gehardloop het en wat se wedloop goed was. En een impak gemaak het in soveel mense se lewens. 'n Impak in soveel mense se lewens. Maar natuurlik vir die wat dit agterbly, vir die mense wat hier is. Ek dink vir die skool, vir die gemeenskap. Is hierdie 'n swaar dag. Dis 'n hartseer tyd. Dis 'n tyd wat 'n steunpilaar in hierdie gemeenskap nie meer hier is nie. Maar vanmôre kom die woord toe ek in die woord sê vir ons, Psalm 23 vers 4, lees ons dit en ons sê, en dit sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weem, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Die engel sê dit, even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger, for You are with me. Familie, vriende, kollegas, almal wat vanmôre hier is, weet vanmôre dat die Here is hier. En ook in ons donkerste tye is hy daar
en hy sal julle deurdra. Jakkie, julle is 'n gesin, die Here is daar. En hy hou julle vas. Hy druk julle vas vanmôre. Want julle is sy kinders. Familie en vriende, Psalm 23 vers 4 sê vir ons, dat al gaan ons deur storms, hy sal met ons wees. En al gaan ons deur 'n donker dal, die Here gee aan ons die krag om hierdeur te beweeg. Ons moet aanhou vorentoe beweeg en haar legacy gaan uitleef in hierdie gemeenskap. Dit wat sy gedoen het vir hierdie dorpie. Haar hart was Woorden gewees. En dit wat sy ingeplant het in hierdie dorp, kom ons wat hier is, gaan aan daarmee. Ek sluit af met die volgende gedeelte. Hele klompie jare terug, kom my oom van 'n plek af gery. Hy het in 'n plek gewerk in Kwakwam. En toe hy pad terugkom huis toe word hy aangeval op die pad. Hulle skiet hom en hy is oorlede. En toe hulle na die tyd na sy rekenaarskerm toe gaan by die werk, toe staan daar op die rekenaarskerm die volgende woorde: As ek vandag sou sterf, waar sal ek my oë oopmaak? Dorien het hierdie wedloop gehardloop. En sy het hom goed gehardloop. Weet, party mense kan 'n lewe leef, maar dan hulle niks gedoen nie. Maar sy het 'n lewe geleef waar sy 'n impak gemaak het. 'n Verskil gemaak het. Tot daar waar sy beweeg het, kon mense haar liefde sien. So sy het 'n goeie reis, 'n goeie wedloop gehad. En sy sal haar kroon ontvang wat vir haar gereed gehou is. Maar ons wat vandag nog hier is, elkeen van ons wat hier sit vanmôre, het nog hierdie wedloop wat ons moet voltooi. Ons moet nog hierdie wedloop klaarmaak. En my vraag aan elkeen van u en myself is, hoe gaan ons hierdie wedloop voltooi? Gaan ons ook 'n legacy nalaat wat vir altyd deur sal onthou word? Ek vra die vraag vanmôre en ek los dit by u. My vraag aan almal hier vandag is, as vandag ons laaste dag is, as dit vandag ons laaste dag is, waar sal ons oë oopmaak? Dorien, hierdie gemeenskap het 'n waarlike steunpilaar verloor. En ons gaan vir jou so baie mis. Maar jou legacy, dit wat jy ingeplant het in elke persoon hier se lewe, en dalk vir honderde wat nie vanmôre hier kan wees nie. Maar jou legacy sal altyd deel wees van ons lewens. Gaan leef daardie legacy uit. Dit wat Dorien vir elkeen van ons beteken het. Ek wil vra ons gaan net so sit en dan bid ons saam. Amen. Amen. Ek wil vra dat ons gaan opstaan en dan gaan ons die volgende liedjie saam sing, Genade onbeskryflik groot. Kom ons staan en dan sing ons dit net saam. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys, verlore seun, 'n wegloopkind, weer die Vaderhuis. Ek is die naam van 'n kind, nie wat wou self my sake reel, my liefde
U sien my tog nog voordat ek kon skuld belê, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar sweet ek het weer twice. U sien my verlore mens, Here, die Vaderhuis. U sien my verlore mens, Here, die Vaderhuis. Dankie. Genade onbeskryflik groot. God se liefde, sy genade, sy omgee, alles is so onbeskryflik groot vir elkeen van ons. Ons gaan oorgaan na 'n paar huldeblyke, en ek gaan die mense vorentoe nooi om dan ook hulle huldeblyk te kom lewer, om hierdie mens Doreen se lewe net te kan eer. Die eerste ene wat ek gaan uitroep is Roy Jenkelson, die DA provinsiale leier van die Vrystaat. Baie dankie. Wat 'n impak het Doreen nie gemaak dat jy ook vanmôre is nie. Baie dankie. Ek wil begin deur ons innige simpatie en meegevoel namens die Demokratiese Alliansie oor te dra aan Jackie, Chantel, Elian, Bennett en Doreen se hele familie, ook haar kollegas en vriende. Andre, ek weet julle was ook baie na aan mekaar. Ons ken mekaar al baie jare. Andre was een van daai seniors toe ek junior was op universiteit. Ons het altyd opgekyk na hom toe. En ek weet, Doreen sal altyd, en almal van julle, jy, Jackie en die res van die gesin, se harte bly. Sy was baie lief vir haar familie. En Jackie, jou ma was baie trots op jou. Ons het deur haar jou loopbaan gevolg, jou skoolloopbaan, universiteitsloopbaan, jou eerste werk, jy getrek het daar oor see, Australië toe, en sy was baie bly dat sy julle kom besoek het. En ek dink dit was 'n spesiale tyd vir haar en vir julle in haar lewe. Ons het ook onlangs saam met haar 'n slaggat, 'n groot slaggat hier tussen Warden en Vrede gaan regmaak. En ons het nie geweet dat sy reeds siek was nie. Maar sy het daar uitgekom, sy het teruggery dorp toe, sy het nog grawe kom oplaai, besems, om ons daar te help. Maar baie spesiaal is, sy het heeltyd video's geneem. En ek weet sy het dit vir julle en die kinders in Australië gestuur om te wys wat sy hierso in die omgewing doen. En dit was die tipe mens wat Doreen was. Sy was ook baie lief vir Dirkie Uys skool. En ek dink sy het baie opgeoffer vir die skool en die hele gemeenskap hier in Warden. In die DA was Doreen 'n ware aktivis. En wat is 'n aktivis eintlik? 'n Aktivis is iemand wat onreg om haar of homself sien en 'n gevoel kry dat hulle iets aan daai onreg wil doen. Hulle wil dit wat verkeerd is regmaak. En dit is wat Doreen was, 'n ware aktivis.
In Doreen se geval was die onreg, die swak dienste wat ons almal ervaar, jong mense wat skool verlaat en werkloos op ons strate sit, en ook die misdaad in ons gemeenskap en ons plase. Sy het my gereeld gebel oor hierdie onregte en soms raad gevra oor wat sy as persoon rondom dit kan doen. Almal van ons wat met Doreen in aanraking gekom het, het 'n hoë agting vir haar gehad. Ek wil graag 'n paar boodskappe aan julle lees wat ek van ons Facebookblad afgehaal het, en dit is redelik spesiaal. Leona Kleinans, wat ook hier so sit, skryf: A true servant of the people, especially the most vulnerable. Respect, Doreen. Rest well, my friend. Morney Pretorius het die volgende op sosiale media geskryf: Min woorde kan beskryf wat se impak Tannie Doreen op my lewe gehad het. Van 'n familievriend tot my Afrikaanse juffrou in die laerskool en graad 5 my eerste DA hempie gegee. Sy was my inspirasie om in die politiek te tree en was altyd daar vir my. Tannie, ek gaan ons trippies Memel en Vrede toe mis. Tannie los 'n groot leemte in Warden se gemeenskap en in ons harte. Doreen is our hero. She shall not be moved. Halala, Tannie, halala. Maluti kiesafdeling skryf: A woman in the arena with the sole goal of service to all who needed her. Our greatest respect to a true woman of the people who served always with integrity and honor. Rest well, our friend. Dit is maar net 'n paar van die boodskappe, maar ek dink julle kry die gevoel van wat Doreen vir baie mense beteken het. We are here to mourn the loss of Doreen Wessels, but also to celebrate her life. Doreen epitomized a quote from Nick Warren's book, A Purpose-Driven Life, that reads as follows: True humility is not thinking less of yourself, but less about yourself. Ware nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie, maar minder oor jouself. En ek dink dit beskryf Doreen. Sy het 'n doelgerigte lewe geleef. In lyn met hierdie aanhaling was my ervaring van Doreen as 'n mens met groot nederigheid, iemand wat altyd vir ander iets wou doen en in baie gevalle tot heel aan die einde ten koste van haarself. Die woorde van Theodore Roosevelt beskryf hierdie vrou met 'n groot hart, baie energie en 'n ware aktivis, en ek wil aanhaal. It is not the critic who counts, not the man or woman who points out who the strong man or woman stumbles, or where the doer of good deeds could have done them better. The credit belongs to the person who is actually in the arena, whose face is masked by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again, because there is no effort without error or shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasms, the great devotions, who spends himself or herself in a worthy cause, who at best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he or she fails, at least fails while daring greatly, so that
her place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory or defeat. Doreen, as we heard from one of the Facebook posts, was in the arena. Sy was in die politieke geveg. Die respek wat sy verdien het van haar kollegas, vriende en haar politieke opponente was verdienstelik. Doreen was 'n liefdevolle ma, 'n goeie vriend vir baie en 'n aktivis, en daar wil ek ook by sê 'n doring in die vlees wat vir diegene wat verantwoordelik was vir die swakdienste in ons gemeenskap. Maar Doreen het 'n wedloop gehardloop. Die wedloop het te vroeg geëindig. Maar die grootste sukses in hierdie wedloop, Jackie, is jy en dit wat jy bereik het en dit wat jy vir haar bedoel het. Sy was baie lief vir julle almal. Baie dankie. Sulke mooi woorde. Ek gaan nou roep vir Ntombi Mokoena, die Phumelela raadslid. Ntombi, daar sy, dankie Ntombi. Baie dankie. Good morning, everyone. Standing here, I don't have so much word to say. I'm very broken. I'm very broken. It's one of my mother, or I've lost something. She was everything to me. But I'm standing here to pay the last tribute to her. The way she was serving. She was a very strong woman. She was a woman who was not afraid to wake up at 12 o'clock at midnight when someone was calling her. She was a woman who would rather stay empty and fill someone's cup. When I came into the DA, she was my mentor. She taught me how to be a politician. I was very young at that age. I never understand what is a politician. But the way she was so patient, she taught me how to become one of the best. And when now, I can say when the death came closer to her, it was the last week of the registration. And then she said to me, when I go there to collect the papers to run the registration weekend, she said to me, I'm not afraid because I've made you the best person that you are. I know you are going to handle the whole DA thing that really needs you to do. And when I'm standing here, I'm standing on behalf of the community of Warden. That everything that was of Doreen, everything in Phumelela, she was not afraid to fight for the people of Miamel, to fight the people of Friede, to fight for the people of even the farmers of the roads and whatever. And the loss today, it's not about us as the DA only. It's us and the community who lost everything. You know, when I've heard that she's no more, I ask God to why on this particular time, when we are approaching some of the time, why this particular time? Even when we are in the council, we knew it that when she was fought for something, she could have stand on her ground. Rather, she can stand and say, no, I'm leaving. If this thing is going to happen the way I want it to be, then I'm standing and then I'm going to leave. Then I'll be like, no, but you can't live like this. And she'll be like, no, Ntombi, they can't do this. And I'll be like, calm down, you will be fine. And at the end of the day, then, what I like about her, she was always finding a way, a common ground to make everything work around her. Even when the situation was trying to turn out into being a horrible, but the way she was a person, she always find a way to make it work. That's the that God gave me to work with it. She make each and every environment to be very conducive to everyone. To us, as the councillors who work with you, we are very heartbroken by the passion, the value as your colleague, the quality, a kind, a reliable,
full of good ideas, that has always having a view of how are we make this thing work for the community. We are lost as your councillors. We are lost as the people that we use to work with you. We lost more than a colleague today. We lost more than a friend today. You showed us how to live in a smile. You showed us how to care of each and everyone. Every time when we meet, you made sure that when we live together, no one will live with a broken heart. But today, when God called your name, you broke our heart. We are not blaming you for leaving us. We are accepting it as a God's time. To me, as the person that you taught her how to do everything, I'm broken. I'm very broken. And I felt like if maybe you could have told us to say now, it's about time, because you taught me how to live with you, but you didn't told me that there will be a time when you leave me. You are not going to tell me that now you are leaving me. You just go with the promise. I remember the last day when I saw her, it was on Tuesday. Then I met her to come and collect some of the stuff. And then she said to me, it's fine, Tombi. When I come back, then we're going to sort out everything and I will be fine. And I said to her, I can see today you are looking much better. And then what did she say to me? When she was on her way to her house, she said to me, it doesn't like I'm looking better. It's not working. But I gave her the hope and saying, but when I look at you in your eyes, then you're promising. And she honestly told me that it's not promising. Thank you, Doreen. You've been a very good person to me. I remember when I lost my father, it was last year about this time. She was there for me. She never left me. And like each and every day, she was asking me, how am I coping? How am I doing everything? To such an extent that she made me feel that every time God's time came, it's so sad today. I have to understand to say the very person who hold my hands and make me understand that losing the father is not the end of the day. Today I have to understand that losing her as well, it's not the end of the world, but it must make me to be strong, to make her again strong, to know that we are strong. Thank you. To the family, we are very broken. I know it's not going to be easy, but you know, right now we feel like the tree that has fallen, it's a very biggest tree that no one ever is going to fit the shoes where Doreen was it. And I'm still saying it, even on the DA, we still have the biggest shoes that we have to fit. And I doubt if maybe now, we are going to fill that shoe. Doreen was not even afraid to say to me, I wake up, I think it was 1 o'clock, someone was looking for the ambulance. And I be like, but why you didn't call the ambulance and then sleep? And she'll be like, no. I said, let me drive to the ambulance because I know they are not going to wake up if I'm not going there. Like, you can just make a phone call and be like, no. She wanted, when she was doing something, she wanted to do it personally and to touch it. And this thing is fine. I'm really heartbroken. I hope God will be you guys as the family. Yaku, you had the best ever. Had the mom, she went to Australia. She was very happy when she came back, not knowing that she will never ever go back to Australia again. Thank you so much. Such nice inspiring words en wat 'n lewe. Ek wil dan vir Andrei Bartelman, Doreen se broer, wat ook met ons ietsie gaan deel. Baie dankie Andrei. Wat sê mens as jy jou sussie verloor? Daar is regtig niks. Ek kan nie gaan sit en iets probeer by mekaar sit oor die lewe wat sy gehad het nie. Ek dink die feit dat almal vandag hiernatoe gekom het, is, glo ek, 'n bewys dat sy vir die gemeenskap soveel omgegee het. Ironies genoeg, ek wil begin deur te sê baie dankie vir Roy, Leona, for the councillors of Mpumalanga,
Thank you very much. Ek dink mens besef nie die spanning en die druk wat daar is op politieke mense wat die hele tyd vir 'n gemeenskap iets doen, maar intussen nog die instansie ook moet in werking laat hou nie. En dan moet ek vir Dorien daarom sê, soos byvoorbeeld, ek is bly Roy het gepraat oor die pad, sy bel my, sy sê vir my, ja, selfs Steve Hofmeyer het nou al 'n papband op daai pad gekry, so wragtig hulle behoort om hom nou reg te maak. So, en dan moet ek sê by die skool, baie dankie vir die mense wat haar verstaan het. Die kinders, sy was so lief vir die kinders. Die kere wat sy net eenvoudig gegaan het en dan mense se huise toe gegaan het en gaan help het en gaan probeer help het waar sy kon, het vir my laat besef dat daar's bitter min kere wat jy iemand kry wat so passievol, so hulle hart gee vir ander mense. En dit het ons as familie ook ervaar. Sy was geweldig lief vir haar broers. Sy het meer as haar deel gedoen en elke keer maar net weer probeer om ons te help waar sy kan. En dan moet ek sê by die skool en oralster waar sy was, ek sê dit nou met die tong in die kies, my sussie was reguit wie sy was. Jy het geweet waar jy met haar staan. So daai Afrikaanse woorde wat sy partykeer gebruik het, verstaan dit dat sy wou gehad het 'n ding moet gebeur. Soos in Tommy gesê het, dis ongelooflik hoeveel passie sy gehad het. Op 'n stadium het ek mens besef eintlik sy die kers aan twee kante gebrand en jy wil haar keer, maar daar was net nie keer aan haar nie. Sy het net eenvoudig aangehou. Daar was nie 'n nee, ons kan dit nie doen nie. For the council, I think you still owe her about the lotto, you know, about vrede. I hope one day it will ek hoop regtig dit sal gebeur. Ek gaan nou nie 'n lang storie daaroor maak nie. Dan die belangrikste vir my vandag is net om vir haar baie dankie te sê vir wat sy vir my ouers gedoen het. Dit is nie maklik om twee ou mense ook nog in jou huis in te vat en sy het met soveel liefde my ma, my pa versorg. Al die pad tot met hulle dood. En daarvoor is ek haar ewig dankbaar. En vandag kan ek niks vir die gemeenskap hier sê. U is die mense wat weet hoeveel sy omgegee het. U weet hoeveel kere sy die pad, die ekstra myl geloop het vir elkeen. En vir ons wat agterbly, ek glo dit is ongelukkig so, dis 'n era wat eindig. Maar ek dink die impak wat Dorien gehad het, die boodskap wat sy ook sê is, staan jy op as gemeenskap en doen jy ook iets, doen jou deel en probeer ook om die wêreld 'n beter plek vir ander mense te maak. Dankie. Ons sê baie dankie. Die volgende twee huldeblyke het hulle gevra dat ek sal voorhou. So ek wil die volgende twee huldeblyke net vir voorhou. Die eerste ene is van Susan de Jager, familievriend, Dorien vriendin. Hoe wonderlik dat ons paie na soveel jare as kindervriende weer gekruis het. Dit was regtig spesiaal om die afgelope 4 jaar so nou saam met jou te kon loop. Om eerstehands jou onvoorwaardelike omgee te kon beleef. Om te kon sien hoe vrygewig jy was met jou tyd verander, dikwels ten koste van jouself. Die feit dat ek nie meer met jou kan lag en gesels nie, maak 'n hartseer in my los, meer as wat ek kan beskryf. Ek gaan jou mis. Dankie vir al ons tyd saam, ons uitstappies oralsheen en die vreugde wat ons daardeur beleef het. Dit sal altyd by my bly. Baie liefde, Susan. Die volgende ene wat ek vir julle wil lees, van Isebrand Pretorius, familievriend, my vriendin Dorientjie. Ek beleef vandag 'n onreindigende en oorweldigende 3-malige droefheid. My hart is vol heimwee, maar ook vol van dankbaarheid vir jou vriendskap en teenwoordigheid in my lewe. Dorientjie, ek groet jou nie vandag nie. In my hart bære ek jou sag met sorg en baie herinneringe. Ek sal leer jou vandag vir jou nalatenskap van dien. Waar daar lig was, het jy hoop gesien. Jou onbaatsigtige naaste liefde uitgeleef.
Jou omgee vir ieder en elk omarm. Opoffering was jou middelnaam. Kinders jou passie en vreugde. Regverdigheid en opregtheid jou meetsnoere. Jou gemeenskap jou prioriteite, soms ten koste van jouself. Ek neem dan nou weer afskeid van 'n liggaam en skenk 'n siel aan die hemel. Ek skenk 'n engel, 'n parel. Jy is by God en saam is julle alomteenwoordig. Jou voetspore lê diep in my hart vasgelê. Jy is, was en sal altyd spesiaal wees. Dankie vir jou onbaatsigtelike vriendskap. Ek koester jou as mens en vriendin met respek en met baie memories. Jou oom se woorde val sag op jou heengaan Dorentjie. Birth and death are just passages, not of life, but of time. Life has to end, love does not. Nou wil ek afsluit en vir Jakkie geleentheid gee om sy huldeblik ook aan sy ma te kom gee. Baie dankie aan almal wat vandag die tyd en die moeite gedoen het om hier te wees, om my ma se lewe saam met ons te vier. Sy was al 'n lid van die Horden gemeenskap voordat ek gebore was. Sy het sukses in boerdery en besigheid behaal, veral by Oase Kafee, waar sy beroemdheid verwerf het vir haar R5 hamburgers, wat mense reg oor die land van die N3 laat afdraai het. Dis waar ek groot geword het en dis waar ek die eerste keer geleer is om hard te werk. Baie van julle sal die klein witkop seentjie onthou wat 'n trappie moes nader trek om agter die til te kan opstaan, om julle te kan help. Ja, sy het altyd ander mense eerste gestel. Oor en oor kom dit uit ten koste van haarself. Daar was nie iets soos besigheidsure nie. Daar was nie 'n familieete waar die telefoon nie gelei en sy dit wel geantwoord het en probleme opgelos het nie. En dit het onregverdig gevoel om my ma te moet deel en om so vroeg van haar te moet afskeid neem. Maar die afgelope week om te sien die impak wat sy op soveel mense se lewens gehad het, dit gee vir ons troos. En ek kan nie meer trots wees om haar seun genoem te word nie. Desember, wat sy ons by ons gaan kuier het, is ons jeug natuurlik altyd as free tech support ingeroep. En ek het haar opgegradeer na 'n nuwe selfoon toe. En dit was amper onmoontlik om haar WhatsApp oorgeskuif te kry na die nuwe foon toe. Want daar was 500,000 boodskappe opgewees. 500,000. En dit getuig van die hoeveelheid werk en moeite wat sy vir mense ingesit het, altyd daar om te help. Ouma Dien, ek is so dankbaar dat jy jou kleinseuns kon ontmoet en met hulle tyd kon spandeer. Dit gaan so moeilik wees om jou kleinseuns te sien groot word sonder jou. Maar ek weet jy gaan trots wees op die seuns wat hulle is en die karakter wat jy al vir baie jare gebou het. Ons gaan jou werklik mis. Jou boer Jan stories, jou tandmeis briefies, elke liewe ding wat haar uniek gemaak het. Ek wil net graag ook almal bedank wat vir ons medelee gestuur het en vir ons ondersteuning gebied het. Elke boodskap het regtig soveel beteken in 'n tyd wat vir ons ongelooflik moeilik is. Dankie vir die koster en die kerkraad en almal wat die kerkgebou vir ons beskikbaar gestel het. Dankie vir elke dame wat ingespring het en gehelp het met verversings. Ek het gedog daar's baie kos en toe daag daar seker nog 5 bakke op vol kos. So regtig dankie vir elke dame wat gehelp het daarmee en dit net van ons skouers afgehaal het. Tannie Susan, jy en jou familie, dankie dat julle daar was vir my ma. Dankie dat julle haar bygestaan het by die hospitaal.
my eie familie, dankie dat julle ons gehelp het met vervoerreëlings en net om daar te wees en elke liewe ding wat ons nodig gehad het it was taken care of. En dan laastens my vrou. Dankie dat jy ons 2 klein seuns halfpad oor die wêreld gebring het. Elke liewe behoefte geabsorbeer het op jou skouers. Dankie dat jy die moeilike reis en die aanpassing vir tydsone en koue en alles net so goed hanteer het, terwyl jy ook gerou het vir my ma. En dankie dat jy nog die hele begrafnisreëlings ook op jou skouers gevat het en alles so mooi gereël het vir ons. Dankie vir jou liefde, dat jy my ma lief gehad het soos jou eie. En dankie vir jou oneindige liefde en ondersteuning vir my. Ek waardeer jou. Nou ja, ek wil afsluit en sê dat die woord sê vir ons dat ons sê nou totsiens, maar dit is nie die finale totsiens nie. As ons in 'n verhouding met mekaar, dan is dit net tot wedersiens, totdat ons mekaar weer sien. Hou vas daaraan, familie en vriende. Mag die Here u seën, mag die Here met u wees. Hy u die krag gee wat u nodig het om ook hierdeur te kom. Maar onthou, die legacy wat sy nagelaat het, was so onbeskryflik geweest. Ons gaan nie nooi dat die familie nooi u om na die tyd saam met hulle ietsie te geniet hierso. Kom gee hulle 'n drukkie, kom kuier 'n bietjie saam met hulle, kom spandeer 'n bietjie tyd saam met hulle. Dankie vir u tyd en mag die Here u seën. Ek wil afsluit met 'n gebed en daarna sal ons dan uitbeweeg. Here Jesus, ons kom vanmôre, Here, en ons bring aan u al die lof en al die eer. Want Here, u is ons God en u is in beheer. Here, my gebed is, Here, dat u saam met hierdie familie sal wees, elke vriend wat hier is, Here, almal wat hier teenwoordig is, dat u hulle vanmôre sal toevou met die liefde, dat u hulle sal druk en net 'n ekstra stywe drukkie sal gee, dat hulle sal onthou hulle is geliefd deur die ewige Vader. Dankie Here dat ons hierdie lewe van Dorien kon vier, en Here, dankie vir al die mooi woorde en al die impak wat sy gemaak het, reg rondom haar. Here, help ons dat elkeen van ons wat hier is, dit sal uitdra in hierdie wêreld. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Baie dankie. Ek gaan die familie kans gee om uit te beweeg, en daarna kan die res van die mense ook uitbeweeg, hier na die saal toe, en saam met hulle gaan kuier. Dankie vir die tyd, en geseënde dag vir julle elkeen. It's like it was yesterday. I was praying for a miracle, scared to have a little hope. And now looking back today, seeing all the things you've done, I can't even add them up. 1, 2, 3, up to infinity. I'd run out of numbers before I could thank you for everything. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I find. Father, on this side of heaven, I know that I'll run out of time, but I will keep counting my blessings, knowing I can't count that high. And I know that seasons never last forever, so God, I will remember all of the reasons my heart has to be grateful. All the times you've been faithful to me. God, I'm still counting my blessings, all that you've done in my life. The more that I look in the details, the more of your goodness I'll find. Father,
could thank you for everything.